een van die mees belangrikste datums eintlik op ons kalender is juis Hemelvaart. Daar's soveel waarde in Hemelvaart dat ons nie genoeg tyd het om daaroor te praat en daaroor te kan gesels nie. Ek is dankbaar vir elkeen wat hier is, wat die koue trotseer, as jy wonder hoekom ons so 'n bietjie dikkerig aantrek. Dit gaan omdat ons kry koud hier so hoor. Ek het gedog die Kaapse winter sal koud raak, maar ek moet sê hier's nog nie eens winter hier so nie. Ek voel ons al, maar 'n voorreg wat ons het is u dankbaar dat die Here u gedra het tot hierso. Ek wil nie vooruitloop met 'n getuienis nie, maar ek wil net vir u sê as ons daar's baie goeie nuus van Kevin en Shaliska se kant af. Ons hou nog aanbid vir die klein ding, maar die verslae en al die goed het alles in 'n ander rigting gedraai as wat die dokters gesê het. En ons is so dankbaar en so bly daarvoor. Prys die Here se naam. Ons het mos immer Sondagmôre al daai bevelskrifte gekanselleer en dit geneutraliseer en dat die guns van die Here met ons sal wees. Ek gaan vanaand met u so 'n bietjie praat oor Hemelvaart. En net so 'n paar punte vir u net uitlig wat geweldig belangrik is dat ons sal altyd onthou dat Hemelvaart was nie net 'n gebeurtenis wat daar was 'n aanloop na dit toe. En op die dag van Hemelvaart toe het sekere goed ontsluit ook. Veral vir die kind van die Here. En daar's 'n groot voordeel in die Hemelvaart. Daar's krag in die Hemelvaart. Daar's groot getuienisse in Hemelvaart. Maar vir die kind van die Here was Hemelvaart voordelig. En dis baie belangrik dat ons net vir 'n oomblik vanaand so 'n bietjie by dit sal stil staan en daarna sal kyk. Markus 16 vers 17 tot en met vers 20 lees en ek kan dit saam met my lees. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg in my naam. Sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Bloot net as ons bietjie kan stil staan vanaand by hierdie skrifgedeelte, dan wil ek vir u sê, daai eerste 2 verse, vers 17 en vers 18, verklaar hy eintlik hoe magtig en gesagvol die kind van die Here werklik is. Maar hy begin met die woorde wat sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En dan die hele lys van goed. En toe hy al die goed genoem het, en hy het gesê, dis in julle vermoë, toe vaar hy op hemel toe. Sy laaste wens op aarde het hy uitgespreek in die vorm van gesag. En hy het gesê, dit is wat julle sal doen, as julle glo en as julle by dit staan. En daaruit kan ons vele goed aflei. Ek gaan by net so 5 punte vinnig vanaand stil staan oor wat is die voordeel van wegraping. Hier het ons nou 'n paar goed gesien, maar daar's ander voordele wat ek dink van baie groot belang is. Ons kan ook help om die mens te bewys wat is die waarde van hierdie besondere dag wat ons dan ook vier. Die eerste een hiervan is Jesus sit aan die regterhand van God en hy regeer en bemiddel vir ons. 'n Voordeel hierin is Jesus is nie weg nie. Hy is aktief besig om vir elke kind van die Here in te tree. Nou ek het nie daai spesifieke skrif waar hy praat van ons het 'n ewige voorspraak hier aangehaal. Ek het so 'n paar ander skrifte net vanaand hier bygesit. Matteus 16:19 sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God, die eerste bewys. 1 Petrus 3:22 sê hy sê,
en hy het heen gegaan en na die hemele en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Die feit dat hy vanaand aan die regterhand van die Vader sit, is juis om gesag uit te oefen oor magte en oor kragte. En ek praat nie van geestelike magte nie, praat nie net van geestelike kragte nie. Hy sê die engele en die magte en die kragte is aan hom onderwerp. Weet jy dat as Jesus vanaand in die hemele 'n woord spreek, dan sidder demoniese magte? Weet jy, as Jesus vanaand in die hemele voor sy Vader se troon kom en hy begin om in te tree van die kind van die Here, die engel sê hy wil intercede, hy sal sy intersessie beoefen. Die oomblik wat hy tot God nader, raak dit stil in die geesteswêreld. En glo vir my, hy het beheer oor elke mag, hy het beheer oor elke krag. En bloot omdat ons nou eintlik môre hemelvaart gaan vier, is dit goed dat jy sal môre wanneer jy wakker word sal sê, maar luister, ek het 'n voorspraak in die hemele en hy regeer elke dag van ons lewe. Ek wil die Hebreërs 1:3 net vinnig die laaste gedeelte bestil staan. Hy sê nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. En dan sê dit verder, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy het ons sonde op hom geneem. En weet jy wat is die mooi? Nie net die sonde van daardie tyd nie, van die ganse mensdom. Het hy die sonde op hom geneem. Dus kom ons vanaand met genade kan sê, ons geniet die genade van die Here elke dag van ons lewe. Want hy is die een wat die prys betaal het. En vanaand, as daar iemand is wat weet wat die swakheid van die mens is dit Jesus. As daar iemand wat weet wat die tekortkominge van elke persoon vanaand is, en wat die benoudhede is, en wat die behoeftes is dit Jesus. En hy maak voorspraak vir die kind van die Here. Dit gaan nie net oor, ag, dis hemelvaart, het opgevaar hemel toe, en nou is hy aan die regterhand van die Vader nie. Daar's baie meer as net dit. Wat beteken dit, as ons sê, sit aan die regterhand van die Vader? Jesus regeer oor alles. Hy pleit by die Vader, elke dag vir jou en vir my. Jou gebede word deur 'n koning, luister mooi, jou gebede word deur 'n koning ontvang, wat jou verstaan, en vir jou intree. Nou, ek wil dit vanaand met groot respek sê. Daar's nie 'n staatspresident in die wêreld. Daar's nie 'n koning wat aangestel is deur mense in die wêreld. As ek vanaand koning Charles moet vat, hy verstaan nie 'n kwart van sy mense se behoefte nie, met groot respek gesê. Ons eie staatspresident verstaan nie 'n kwart van wat sy mense nodig het nie. En ek wil dit vir u met alle respek sê, die enigste koning wat vanaand weet wat jy nodig het, is Jesus. En hy verstaan dit. En hy het verstaan by hemelvaart. En daarom moes hemelvaart dan plaasgevind het. Hemelvaart het dan ook vir ons die uitstorting van die Heilige Gees moontlik gemaak. Voor dit was daar nie die uitstorting van die Heilige Gees nie. Voor dit was daar nie die vervulling van die Heilige Gees en waar mense in tale gepraat het en waar die krag van die Here openlik oor die mens kon kom nie. In die Ou Testament kan jy maar gaan kyk. Nooit in die Ou Testament het die Gees van die Here op plekke geval, soos wat hy geval het in die boek van Handelinge nie. Hy het individue aangeraak. Hy het individue opgelig en uitgelig en hulle magtige instrumente gemaak. Maar sy woord het in vervulling gekom in Handelinge 1:8, toe hy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En nadat hy dit gesê, ek gaan nie alles lees nie, en nadat hy gesê in vers 9, sê die woord as hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hulle voor, as hy het hom voor hulle oë weggeneem. En volgende week is Pinkstertyd. 'n week, ek dink as ek reg is dit die regte bepaling is eintlik 10 dae na hemelvaart was Pinkster uitgestort. En as ons dit mooi inwerk, dan by volgende week en Sondag is eintlik die ware Pinksterdag. Dan is dit waar die Gees van die Here, dan vier ons weer 'n ander gedeelte
van die bediening van Jesus Christus. Maar hierin wil ek vir julle sê, as hemelvaart nie plaasgevind het nie, het die kerk van die Here, as die voordeel gaan kyk net aan die begin van die skrif, sê, Jesus se vertrek is die voorwaarde vir Pinkster. Die Gees woon nou in elke gelowige. Dis nie meer soos in Samson se tyd, waar daar met tye 'n krag oor hom vaardig geraak het, en hy dan gedans. Dis nie soos met Saul, toe hy tussen die profete kom, sê die woord van die Here dat hy verander, en hy saam met hulle begin dans, en hy begin profeteer, en hy verander in 'n ander mens nie. Vandag is dit 'n deel van elke kind van die Here se lewe. En dit was die voordeel by hemelvaart, dat Jesus het op daardie stadium dit vir elke kind van die Here moontlik gemaak. Met sy hemelvaart het die Heilige Gees sy volmaakte en sy regmatige woonplek onder die kind van die Here ingeneem. Daarom moet ons onthou dat hemelvaart is nie net sommer 'n ding wat ons hier net uit ons duim uitgesuig het, en nou is dit maar daar, en ons vier hom en ons het klaar nie. Daar's 'n waarde hieraan verbonde. Die volgende een, wat ek by wil, kom ons staan net nog 'n oombliekie stil hierso. Wat beteken dit, wanneer ons sê, die Heilige Gees, dit beteken eerstens, jy's nooit weer alleen nie. Jy het nie nodig om eensaam te voel nie, jy het nie nodig om alleen te voel nie. Die Gees bemagtig jou om Jesus se werk voort te sit, dit gee jou krag, dit troos jou, dit gee jou leiding, en dit help jou om jou geestelike gawes wakker te maak. Nou, as ek net vanaand gou vinnig kan stilstaan by dit, en ek wil dit sê met groot liefde, is baie mense dink, dat om net in tale te praat is die alfa en die omega van die Heilige Gees se werking. Ek wil u skok deur dit te sê, dis nie die alfa en die omega nie. Dis 'n groot plus wat jy in jou lewe het, as jy gedoop is met die Heilige Gees, en jy kan in tale praat. Dit help geweldig baie. Maar weet jy nog, voordat die mens gevul was met die Heilige Gees, het die Gees van die Here reeds ingewoon in elke man of vrou. Ek wil dit sommer so by die vertrek van dit so voorpunkte ook vir die sê. Weet jy dat die kerk kan u nie doop in die Heilige Gees nie? Weet jy, daar's geen pastoor wat jy kan vervul met die Heilige Gees nie? As jy ooit by iemand kom en hy sê agter my aan, hardloop jy op ene stompies. Moenie naby daai kerk kom nie. Moenie eers try om iets te doen nie, want dis nie woord nie. Die woord sê, toe hulle eendragtig by mekaar was, het God die plek geskep. En tonge van vuur was op elkeen gesien. En hulle begin spreek in allerlei tale en vreemde tale. Daar is 'n belangrikheid wat ons moet onthou. Die Gees van die Here is daar om jou te vervul. Hy is daar om jou te help om in tale te spreek, maar hy is ook daar om jou krag te gee, jou te troos, jou te lei, en om jou geestelike gawes te aktiveer. Nou, ons sal op 'n ander geleentheid by dit vinnig stil staan. Weet jy dat elke kind van die Here, soos ons vanaand in die kerk sit, het 'n gawe? Een ou, en daar's 9 genadegawes. Dan is daar werkende gawes. Daar's 'n verskeidenheid van hulle, baie van hulle loop hand aan hand met mekaar. Maar die belangrikheid is dat elke kind van die Here moet iewers weet, waar pas hy in hierdie prentjie in? En weet jy dat hierdie prentjie het begin by dit wat ons vanaand vier, by hemelvaart. Daarom is dit so belangrik. Hemelvaart is eintlik iets wat ons nie net op die dag moet vier nie. Dis eintlik 'n bewys in ons lewe. Ons erken dat hy opgevaar, en terwyl hy opgevaar het, weet ons vandag, hy tree vir my in. Die tweede ding is, hy die Gees vir my gegee, en ek het dit deelagtig geword, en die Gees van die Here lei my elke dag. Weet jy dat, hoe meer jy met die Gees van die Here gelei word, hoe meer erken jy die dag van hemelvaart ook. Hoe meer erken jy die tyd dat hy opgevaar. Sou hy nie opgevaar het nie, sou die prentjie iets anders gewees het. Maar hy moes opvaar. Kom ons kyk na die volgende. Jesus gee opdrag. Hy sê hemelvaart. Hy gee roepinge aan al sy volgelinge. Skrif sê, en die genadegawe en die roeping van God is onberoulik. En dit het hy nie uitgesit net vir sekere mense nie, vir almal. Die voordeel is hemelvaart herinner die gelowige dat hulle 'n sending het.
En nou, ek weet, is nou laat vanaand. En ek weet, almal wil nou huis toe gaan en goed. Maar ek moet jou vanaand herinner, dat hierdie dag herinner my eintlik dat ek het 'n werk om te doen. Vir die Here. Maar gou die ene langs jou wakker as hy nou slaap. En sê, ons het 'n werk om te doen. Ons het 'n taak om te verrig. Jy kan met liefde na die een by jou draai en sê, ek wil jou vanaand iets sê, hierdie besonderse diens wat ons vanaand hou, herinner ons dat ons het 'n sending wat ons moet uitlewe vir die Here. Nie, luister mooi, nie vir die kerk nie, vir die Here. En dis van groot belang, en dit sluit van hierdie twee pragtige klein goed hier agterin, tot daar by die grysaards wat daar heel agter in die kerk sit, dit sluit nou vir Tini en vir Gavin en vir Martin en goed, hulle wil vanaand ons daar agter sit, so hulle kan dit maar kry. Dit sluit ons almal hier in, dit sluit vir Suster Nelly op die platform ook in saam met my. Dit is baie belangrik, dat ons sal besef, daar's 'n sending verbonde, en dit het by Hemelvaart begin. Handelinge 1:8 sê, julle sal my getuies wees in die Here Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en aan die uiterste van die aarde. Ek dink nie ek het nodig om dit te verduidelik nie. By die huis, my naby omgewing en oralste waar ek kan gaan. Weet jy dat die werk van die Here is nie beperk net tot die kerk nie. Die werk van die Here is nie net beperk tot die gemeenskap waarin ons bly nie. Maar die werk van die Here is ook nie net beperk tot in Suid-Afrika nie. Dis oor die grense en oor die wêreld heen is dit belangrik. En wanneer jy by Hemelvaart kom, sal jy nooit vergeet dat jy 'n sending het. Wat beteken is? Jou lewe het 'n doel. You've got purpose. En as jy vanaand, en ek weet baie keer van ons, ag, waarvoor is ek op hierdie aarde? Jy het 'n doel. En vanaand is daar om vir jou te sê, jy het 'n doel en jy moet dit doen om Christus se liefde en waarheid op aarde en sy waarheid op aarde te leef en te deel. Ons wil baie keer net vir mense vertel hoe goed die Here is, maar ons leef nie altyd Jesus nie. En Hemelvaart herinner ons daaraan dat in my bediening, in my roeping, moet ek dit leef en ek moet dit deel. So ek kan nie vir almal vertel hoe moet regkom, maar ek kom nooit reg nie. Ek moet reg wees en dan vertel ek vir ander hoe moet regkom. Dis belangrik dat ons vanaand net vinnig sal stilstaan, dit sal besê. Die volgende punt, waarby ek dan wil net vinnig stilstaan is, Jesus berei 'n plek vir ons, en hy sal weer terugkom. En dit het hy gesê, reg deur sy woord. Johannes 14 vers 3 het hy gesê, as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Net 'n oomblik hier by stilstaan vanaand. Weet jy dat Hemelvaart is vanaand die aand, waarby die Here vir elke kind van die Here sê, hier's 'n belofte aan verbonde, ek kom terug. En die feit dat hy sê, ek kom terug, is nie net om te kom regeer oor die aarde nie. Hy sê, maar ek gaan julle vat waar ek kan is. En waar ek is, sal julle dan ook wees. Want hy sê, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar's dit? Aan die regterhand van die Vader. En dis hoekom dit vanaand intens belangrik is. Jesus het nie weggegaan net om ons wees agter te laat. Hy het gesê, ek los my trooster. Maar hy het ook vir ons herinner deur te sê, ek gaan terugkom. En ons is, daar's baie gelykenisse, die gelykenis van die 10 maagde, die 5 dwaasses en die 5 wyses, is een van die grootste verhale wat hiervan getuig. Is ons reg as Jesus kom. Ons kan Hemelvaart net in die verbygaan sien, en is net nog 'n datum op die kalender, maar dit herinner ons vanaand aan so 'n paar dinge in ons lewe. En ek wil dit juis vanaand net in stilligheid by u laat. Deur vir u te sê vanaand, jy kan nie net aangaan soos wat jy wil nie. Ons kan nie net leef soos wat ons wil nie. Ja, die lewe druk, die mens is net mens. En foute gaan ons maak. En tekortkominge gaan ons hê. Maar die waarheid is, vir elke gelowige kind van die Here, is daar 'n belofte van ewigheid. En buiten die feit dat Johannes 3 vers 16 dit vir ons gesê het, sê hy dit ook hier in vers 14, in hoofstuk 14 vir ons. En in vers 28 sê, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg
en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. As daar iets is, waaroor die kerk kan feesvier, is dit oor die belofte wat Jesus self gemaak het. En dis hierdie belofte wat sê, ek kom terug. En ek gaan julle saam met my vat, en ek gaan julle vat waar ek is. En daarby, ek het vanmorgen met 'n familie gedeel, waarvan hulle roudiens, begrafnis van hulle dogter van 31 gister is, en ek sien hoe dat 'n moeder nie kan berusting kry nie, en sy sê vir my, wanneer gaan ek berusting kry? My woorde aan haar was baie sin. Toe sê ek vir haar, 'n ma wat 'n kind begrawe, vind nie so maklik berusting, soos 'n kind wat 'n moeder begrawe nie. Toe sê ek vir haar, ek wil vir jou sê, wanneer die God, wat sy volmaakte vrede alle verstand te boven gaan, 'n deel van jou lewe word, dan kom berusting saam met dit. As ek my kan berus met die feit, sy vra vir die moedertjie, vra vir my hierdie woorde, sy sê, gaan my dogter by die begrafnis wees, ek sê vir haar, mevrou, ek wil vir jou gou sê, sy het reeds gekruis, sy is reeds huis toe. Ek sê, ja maar, sal sy nie wil terugkom nie, ek sê, sy sal nie terugkom nie, sy sal nooit nie terugkom nie, as sy by Jesus is, gaan jy nie wil terugkom nie, dit klink of dit amper selfsugtig is, maar jy wil nie daai plek verhou nie, jy sal dit nooit verhou nie, laat my dink aan die verhaaltjie, as ek het so 'n ligte lyn kan vertel, van hierdie oom met die tannie sterf, en sy gaan hemel toe, en etlike jare later, toe sterf die oom ook, en hy kom ook in die hemel aan. En terwyl hy daar deurstap, en hy sien die lieflikheid, en die loflikheid, en die grootheid van die Here, en hy kyk na alle dinge, en kom hy op 'n plekkie, en hy ontmoet sy vrou daar, en redelik ergerlik sê hy vir haar, hy sê, weet jy wat, as jy ons nie so gesond laat eet het nie, was ons almal al lank al hier gewees. In 'n ligte lyn, maar jy sien die eintlike ding hiervan is, jy wil dit nie verloor nie, jy wil dit nie verlaat nie, want die belofte is, ek gaan, en as ek berei het, kom ek terug, en as ons nie gaan staan op daardie belofte nie, as ons dit nie gaan leef nie, het dit vir ons geen waarborg nie. Die voordeel van sy weggaan is, hemelvaart is die waarborg, van hy kom weer. Vanaand, môre, gaan ons die dag van hemelvaart vier, maar wanneer ons dit vier, dan vier ons dit met die wete, hierdie dag verklaar, dat Jesus kom weer. Hierdie dag verklaar dat ons kan uitroep en kan sê, Maranatha, Jesus is op pad. Ons kan dit is hierdie dag wat verklaar, dat ons verwag, die dag as die blou hemel steur, en die basuine gaan blaas, en hy sy voet op die ewige olyfberg gaan sit, en die oospoorte gaan open, en sy gees en sy heerlikheid gaan intrek. Daardie dag gaan ons herken en sê, waarlik, dit was 'n dag, vir jare vier ons al hemelvaart. Maar ek wil vir u sê, tot vanmorgen so klein bietjie stil staan, en bietjie na hierdie dinge kyk, toe besef ek, maar weet jy wat, dit is 'n belofte, hy is op pad. Hy is op pad. Ag, moenie so moeg lyk, ek weet die aand is laat, gee vir een daar langs jou, Jesus is op pad. Jesus is op pad. Raak geklaar met al die dinge, sê vir wie Jesus is op pad. Dis belangrik dat ons dit sal weet, en dat ons mekaar sal herinner. Môreoggend wil ek gou vir jou sê, bel ten minste 'n paar mense sê, ek wil jou net sê, dis hemelvaart vandag. Mag jy geseënde hemelvaart beleef. Ek wil jou saam met dit sê, wees gerus, Jesus is op pad. Want hierdie dag verklaar dat hy kom terug. Hierdie dag sê, hy is nie sommer net weg. Hierdie dag sê, ons gaan sy oorwinnings geniet. Hierdie dag sê, dat ons gaan sy gees van heerlikheid gaan ons sien, ons gaan dit beleef. En die woord sê, elke knie sal buig en elke tong gaan bely dat Jesus die Christus is. En hierdie dag verklaar dit. En ons as kind van die Here moet weet, hierdie is 'n realiteit. Wat beteken dit ook? Dit beteken, hemelvaart is nie die einde nie, maar het was 'n begin. Dit was die begin, en as jy gaan lees, wat het ek in die begin vir u gelees, daar in Markus, ek gaan nou nie die skrif dat sit op die bord nie, wil ek net vir u sê, hulle het uitgegaan, en hulle het oral gepreek.
En hier wil ek net, kan ek net so gou stilstaan. Wanneer laas het u uitgegaan en begin bedien? Ek kom het agter, ek het in die week weer net so lang WhatsApp van iemand gekry, wat sê, ja, hulle was baie lanklaas hier in Horizon gemeente om hier te sing. Ons kan die kerk binne volmaak. Maar hoor mooi, Jesus se opdrag was nie, gaan sit in die kerk en dat die kerk goed lyk nie. Jesus se opdrag was gewees, gaan uit. En die woord sê, hulle het uitgegaan, hulle het oral gepreek, en die Here het saam gewerk. Weet jy hoeveel keer vind ons dat mense sê, ag, maar dinge werk nie reg uit nie, dinge doen nie dit nie. Dan gaan ek jou terugvat na 'n skrif wat sê, soek allereers die koninkryk van God en dit wat hom wil. Gaan kyk hoe, as die Here wil ek tog eendag met net so 'n klein oomblikie stil staan oor die Onse Vader. Weet jy wat sê die Onse Vader as hy bid? Weet jy waar hy begin? Hy begin nie oor my en me, myself en I nie. Hy begin, Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Eenvoudig gestel, Here, laat u wil in my lewe geskied. Nie, Here, dit gaan nie oor my nie. Ek het dit gesê en ek wil sê, ek en my vrou het 'n siening oor dit ek. Selde indien ooit maak ons persoonlike behoeftes aan die Here bekend. Want weet jy hoekom? Daar's baie meer waarvoor ons die Here vertrou as ons persoonlike behoeftes. Want die skrif sê, soek eers die koninkryk. Die res word outomaties bygevoeg. Kom eers binne die wil van die Here. Kom eers op die plek waar jy die volheid van die Here in jou lewe begin uitleef en dan kom jy agter, dit verander 'n hele prentjie. Kom ons gaan na die volgende een toe. Jesus word bevestig. Sy identiteit as die seun van God word deur hemelvaart bevestig. Baie en selfs daar's baie gelowe en daar's selfs nuwe goed wat opspring oralste wat Jesus nie erken as die seun van God nie. Nou ek leer een en Paulus skryf aan Timoteus dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif. En die skrif leer my, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van sy Vader. En ek wil net gou vir u iets lees wat Johannes 6:62 sê. Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Johannes 3:13 sê, en iemand het opgevaar, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Jesus self is hier aan die woord en hy bevestig sy identiteit aan die mens. Hemelvaart is die dag wat ek vir die mense kan sê, my Jesus is nog koning. My Jesus leef nog tot in alle ewigheid, want hy is die enigste wat opgevaar het, terug van waar hy vandaan gekom het. Ons weet daar's manne in die Bybel, godsmanne in die Bybel, wat net weggeraak het. Hulle sê, hy was daar nie meer nie, dit verklaar nie hulle dood nie. Elia was een van die godsmanne wat weggevoer is deur 4 paarderyters in die hemele ingegoed oor hulle verhouding met die Here. Maar hulle het nooit opgevaar soos Jesus nie. Dit was 'n openlike bewys tussen mense. Die enigste wat gesien het dat Elia opgevaar het, was Elisa. Niemand weet wat is daai man Methuselah wat so oud geword het. Hy was die oudste man. Wie is die man wat so Enoch wat net weggeraak het. Weet jy wat? Ek het nou amper gesê Caleb, het onthou Caleb is saam met Joshua. Weet jy wat is belangrik vanaand vir elke kind van die Here? Is wanneer ons by mekaar kom, dan bewys ons aan die wêreld dat Jesus lewe. Hy is nie net 'n profeet soos wat die moslim glo nie.
Ek kry die ander dag so 'n paar jaar terug in Pretoria, daar's 'n groot bordjie oor die moslim geloof. En hulle sê, we believe in Jesus Christ. Maar hulle sê nie, we believe he's the Son of God nie. Hulle erken hom as 'n profeet. Hy was alles behalwe 'n profeet. Hy was, hy is en hy sal wees die seun van die lewende God. En dit is wie ons aanbid. Ons is amper klaar. Jy gaan vroeg huis toe gaan vanaand. Dit beteken jou geloof rus op 'n lewende hemelse Christus, nie 'n aardse leier nie. Weet jy dat wanneer jy by hemelvaart stil staan en jy daaraan en jy dit beleef en jy dit herdenk, weet jy wat sê dit vir jou eintlik? Dit sê vir jou, ek erken dat my rus is nie op die van 'n mens nie. My geloof is nie op die van 'n persoon nie. Die skrif sê op vele plekke, en spesifiek in die Ou Testament sê, moenie op die arm van vlees vertrou nie. Moenie op 'n mens vertrou nie. Hemelvaart is dit wat my herinner. My vertroue moet in Jesus wees. Elke dag van my lewe. Môre is nie net nog 'n dag nie. Dis 'n dag wat ons eintlik aan 'n paar goed herinner wat vir ons sê, hier's 'n voordeel. Hierdie notas is beskikbaar. Jy kan, daar's soveel meer wat ek vanaand vir u kan sê en wou gesê, ek kan dit uittrek vir u tot baie ver, maar ek besef baie moet môreoggend vroeg gaan werk en ander plekke, hulle slaap al 8 uur, so ek gaan jou nagrus gun vanaand goed, maar ek wil vir jou sê, mag môre, wanneer jy wakker word en jy hoor die mense as hulle praat met die werk van die hemelvaart, sê vir hulle, kom ek by jou gou herinner maar oor die hemelvaart gaan. Die belangrikheid is, en ek verval dit op die einde net weer vir u saam. Jesus regeer as koning en is aan die regterhand van God. Hy tree elke dag van sy lewe vir my in, sonder twyfel. Weet jy, ek wil vir u sê, nog voordat ek roep, nog voordat ek uitroep na hom, weet jy al wat is my behoefte. Die Heilige Gees is uitgestort en dit woon in jou. Hemelvaart het dit bewerkstellig. Die volgende, dit sê ek het 'n roeping. Môre mag jy herinner word, jy het 'n roeping. En as jy vanaand gaan slaap, mag dit in jou kop weer klink dat hemelvaart is my herinnering dat ek het 'n roeping. Ek het 'n bediening. Ek kan nie net aanhou sit soos wat ek sit en niks doen nie. Ek moet begin iets doen. Ek het 'n werk om vir die Here te verrig. Ek het 'n rol om te vertolk en ek moet iets doen vir die Here. Die 5 ding wat ons vinnig oorgepraat. Hy berei 'n plek vir jou en vir my. En die 6de ding, ek het die 6 punte aangehaal nie, maar in die 5 punte was daar 6 punte. Hy bevestig sy goddelike identiteit deur hemelvaart. As iemand vir jou môre vra, wat sien jy in hemelvaart? Dan sê jy, dit laat my dink aan my God wat opgevaar, die enigste God wat opgevaar het, die enigste God wat sy graf leeg is, die enigste God wat vandag nog vir my kan intree en vir die Vader kan vra om my genadiglik te wees. Dis aan hom wat ek dink. Dis nie net nog 'n dag op ons kalender nie, dis 'n dag vol herinnerings. Terwyl ek vanmôre met die familie praat, toe sê ek vir hierdie woorde. Toe sê ek, tyd stap aan. As jy geliefd aan die dood afgestaan het, oor 'n jaar, 2 of 3 van hier af, dan voel jy, ag, ek het hulle vergeet, jy het hulle nie vergeet nie. Jy onthou hulle. Hulle herinnerings is altyd daar in jou. Laat môre vir jou 'n dag van herinnering wees. Laat dit vir jou tot besef bring, dat daar is baie meer in hemelvaart vasgevang, as bloot net die dag. Ag, dis net nog geslag, hemelvaart. Volgende jaar gaan ons weer hemelvaart hê. En elke jaar daarna gaan ons hemelvaart hê. Dankie vir die feit dat jy vanaand bereidwillig was om te kom sit en te sê, Here, ons wil net hierdie aand aan U wy. Ons het vanaand lekker gesing. Ons het gesing aan die Here, vir die Here. Maar laat ons hier uitstaan met die woorde, hemelvaart het vir my 'n voordeel bewerkstellig. Hemelvaart het vir my deure oopgemaak wat geen mens ooit kon gedoen het nie. Hemelvaart is dit wat vir my autoriteit gegee het, wat vir my gesag gegee het om te kan heers. Ek het Sondag môre het ek 'n intense atmosfeer en 'n salwing van die Here gevoel terwyl ons hier bedien het, en ek het geweet, so waar soos wat ek in die kerk gestaan het, dat die Here het bande gebreek en hy gaan nog steeds bande breek. Vanaand wil ek hier net daaraan herinner. Weet jy, die Petrus hulle,
as hulle nie uitgestap het na hemelvaart en gedoen het wat in Markus geskryf is en dat mense begin gedien en die Here begin saamwerk nie, het die kerk van vandag nie 'n bestaansreg gehad nie, het ons geen toekoms gehad nie. Toe hulle uitstap, toe bewerkstellig hulle vir ons 'n geleentheid. En ek sê dit altyd met groot respek. Iemand het eendag vir my gesê, die ou pastore was so onwys. My woorde aan hom was hierdie woorde: ou broer, daai ou onwyse manne het die bakstene rondgegooi. Hulle het die dakke gemeng en die sement gemaak sodat jy 'n kerk het om te bou, want jou handjies sal nie 'n baksteen gedra het nie. Maar voor dit nog, voordat hierdie gebou gebou was, het Hemelvaart gesê, ek het 'n toekoms. Ek het 'n toekoms. Al verlaat Jesus hierdie aarde, hy het nie net weggegaan, hy het my nie wees gelos nie. Hy berei plek, hy los vir my 'n trooster en bemoediger, hy los vir my iemand wat my kan lei, maar hy bevestig ook hy's op pad. Mag die Here sy woord aan die hart